Hoe het 'n beweging wat eens geglo het in lojaliteit aan die Britse Ryk uiteindelik een van Moskou se grootste bondgenote geword? Vandag gaan ek met julle gesels oor die verhaal van hoe die ANC sy oorspronklike burgerregtelike ideale verruil het vir 'n marxistiese revolusie. Daar was egter nie net een nie, maar twee sistematiese pogings om die ANC te transformeer tot 'n kommunistiese bondgenoot. En toe die eerste poging gefaal het, te danke aan weerstand van die ANC se heel eerste president John Dube, moes die kommuniste nog omtrent 20 jaar wag vir hulle tweede kans, Nelson Mandela. In ons vorige aflewering van hierdie reeks het ons gesien hoe die ANC aanvanklik 'n suiwer burgerregte organisasie was, wat ten doel gehad het om die verskillende swart stamme onder Britse heerskappy te verenig en lojaliteit aan die Britse kroon te kweek. Die party se ideologie aan die begin kan dus na regte saamgevat word in die bekende slagspreuk van die ANC geleedere: For the nation to live, the tribe must die. Vir die ANC het dit aanvanklik gegaan daaroor om Britse heerskappy in Afrika te bevorder, maar vanaf 1927 het die nuwe ANC-leierskap onder J.T. Gumede besluit om nuwe rigtings te gaan ondersoek. Die ou pro-koloniale leierskap wat die ANC begin het, was teen hierdie tyd almal of al afgetree of teruggetree of al oorlede. En hoewel die meeste van hulle geleef het, het hulle besluit dat dit tyd was om oor te gee aan 'n jonger geslag. 'n Geslag wat onder leiding van Gumede en in die nadraai van die bolsjewistiese revolusie in Rusland die mees radikale forme van marxisme omhels het. Die eerste kommunistiese revolusie binne in die ANC het egter geval toe die meer klassiek liberale vleuel van die party onder leiding van die party se eerste president John Dube in die vroeë 1930s weggebreek het om 'n aparte organisasie te gaan vorm. Hierdie skering het die ANC radikaal verswak en amper heeltemal vernietig. Maar daar sou 20 jaar later 'n tweede marxistiese revolusie kom. Hierdie keer onder die leiding van Nelson Mandela en die grootste, mees invloedryke figuur in Suid-Afrika se moderne geskiedenis, Joe Slovo. Bly ingeskakel, want in vandag se video vertel ons die storie van hoe die ANC en die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party, wat aanvanklik aardsvyande was en waar die Kommunistiese Party eintlik swart mense nie eers toegelaat het nie, uiteindelik 'n alliansie gevorm het wat tot vandag toe nog staan en waar die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party vandag nog in koalisie saam met die ANC regeer, soos wat hulle gedoen het sedert 1994. As jong ANC-leier was Gumede veral beïndruk deur die militante stryd wat deur die Kommunistiese Party gelei is. Hy het tot die oortuiging gekom dat die ANC nie suksesvol sou kon wees bloot deur petisies aan die regering te rig of hulp van Brittanje te soek nie. Hy wou die ANC omskep van 'n burgerregtelike organisasie na 'n revolusionêre politieke beweging. In 1919, onder die Russiese kommunistiese leier Vladimir Lenin se persoonlike leiding, het die Komintern, 'n internasionale organisasie vir die bevordering van kommunisme, hul versuur op Afrika as moontlike vrugbare grond vir hulle ideologie gerig. Na Lenin se dood het Komintern dan ook 'n sleutelrol gespeel in die stigting van die internasionale Liga teen imperialisme met sy hoofkwartiere in Berlyn, onder leiding van die energieke Duitse kommunis en organisator Willy Musenberg. Ek vind dit nogal ironies dat 'n kommunistiese organisasie wat juis ten doel gehad het om hul ideologie oor die hele wêreld te gaan evangeliseer en vestig en die kommunistiese revolusies in veral Afrika lande te bewerkstellig, hulself as teen imperialisme tipeer het. Hoe is dit moontlik? Nietemin, aan die begin van 1927 het hierdie sogenaamde Liga teen imperialisme 'n wêreldkongres byeengeroep in Brussels, die Belgiese hoofstad, en die mees prominente Suid-Afrikaanse afgevaardigde was J.T. Gumede, die nuwe president van die ANC. Ander deelnemers aan hierdie konferensie het onder meer ingesluit Jawaharlal Nehru van Indië, Ho Chi Minh van Vietnam, Richard Moore van die VSA en George Padmore van die Wes-Indiese eiland Trinidad.
Later daardie jaar is Gumede saam met die kleerling kommunis uit die Kaap, James Laguma, dan ook na Moskou genooi as die gaste tydens die amptelike 10de herdenking van die Oktoberrevolusie van die kommuniste. As een van Suid-Afrika se voorste kommuniste het Laguma langdurige gesprekke gevoer met die leierskap van Komintern. Uit hierdie gesprekke het 'n resolusie voortgespruit wat die bereiking van 'n onafhanklike naturele republiek as die onmiddellike doelwit van die Kommunistiese Party van Suid-Afrika gestel het. 'n Boodskap wat Laguma en Gumede nou aan die ondersteuners van beide die SHKP sowel as die ANC moes gaan verkoop. So het die SHKP wat in die 1920s by blanke mynwerkers geskaar is, hul nou ironies genoeg as dit ware begin beywer vir 'n swart volksstaat onafhanklik van Suid-Afrika. Dit is immers presies wat die Nasionale Party onder Verwoerd se beleid ook later sou wou doen. Gumede was teen die einde van 1928 behoorlik ingelyf in die kommunisme. Hy het na Sentraal-Asië gereis om daar na die nie-blanke republieke te kyk wat deur die kommunisme oorgeneem is, en dit het hom blykbaar so diep beïndruk dat hy met sy terugkeer na Suid-Afrika tydens 'n ANC-konferensie die volgende proklameer het: "Ek het die nuwe Jerusalem gesien." Gumede het hiermee die ANC se stryd direk verbind aan die internasionale kommunistiese alliansie teen Europese kolonialisme. Hierdie was werklik 'n radikale wending in die geskiedenis van die ANC, en dit het inteendeel ook tot die eerste skering in die ANC gelei. Toe het die beweging se eerste president John Dube self weggebreek en sy eie organisasie genaamd IANC Yase Natal gestig. Dube self het die meer klassiek-liberale vleuel van die beweging verteenwoordig, wat ongemaklik was met die groeiende invloed van die marxisme in die ANC-geleedere. Hier is dit ook belangrik om daarop te let dat Dube self reeds in 1917 uitgestem is as leier van die ANC, omdat hy nie apartheid in beginsel wou verwerp nie. Dube het byvoorbeeld as die eerste ANC-leier in 1914 'n brief aan die Britse regering geskryf, en ek haal die brief nou aan: "We make no protest against the principle of segregation so far as it can be fairly and practically carried out." Nou dat die ANC tot kommunisme gewend het, was dit vir Dube egter een te veel en hy het sy Zulu-volgelinge in Natal van die ANC af laat wegbreek. Hierdie skering het die ANC baie verswak en die beweging het hul noue bande met die kommunistiese party heroorweeg. Samesprekings tussen die SHKP en die ANC is toe gedurende die vroeë 1930s vir die eers gestaak. En gedurende hierdie dekade sou die ANC se invloed met rasseskrede afneem. Dit sou eers kort na die Tweede Wêreldoorlog wees wat die ANC werklik as 'n leidende anti-koloniale en anti-apartheidsbeweging herleef het. Nuwe vuur sou hierdie beweging ingeblaas word toe 'n nuwe jong groep radikale aktiviste onder leiding van Joe Slovo, William Nkomo, 'n mediese student by Wits Universiteit, in 1944 die ANC Jeugliga gestig het. Die eerste leier van die Jeugliga was Anton Lembede en 'n paar van die ander prominente stigterslede wat almal Wits studente was natuurlik Nelson Mandela, Walter Sisulu en Oliver Tambo. Hier by Wits is hierdie jong ANC-leiers beïnvloed deur moslem en Joodse medestudente wat op daardie stadium reeds aktiewe lede van die kommunistiese party was. Die mees prominente van hierdie studente was natuurlik Joe Slovo. Slovo, wat gedurende die 40 soos Mandela regte by Wits studeer het, sou die belangrikste ideoloog in beide die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party sowel as die ANC word, en tot vandag toe nog is hy die belangrikste en bekendste en mees invloedryke figuur in die politieke stelsel wat ons hier in Suid-Afrika nou het. En dit was grootendeels onder sy invloed dat Mandela self by die Kommunistiese Party aangesluit het en 'n lid geword het van die Kommunistiese Party terwyl hy nog self 'n lid van die ANC was. Uiteindelik sou dit die vriendskap tussen Mandela en Joe Slovo wees wat gelei het tot die alliansie tussen die ANC en die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party, wat op sy beurt daartoe gelei het dat die ANC in die middel van die 1950s die Leninistiese idee van 'n nasionaal-demokratiese revolusie
in beginsel hul beginsel gemaak het. Mandela, wat in 1951 tot die nuwe president van die ANC Jeugliga gekies is, het uiteindelik die party geallieer met 'n groep marxistiese Jode wat na apartheid Suid-Afrika geëmigreer het nadat hulle antisemitiese vervolgelinge in Europa ontvlug het. Teen die 1950s het die oorweldigende meerderheid van Suid-Afrikaanse Jode, wat 'n leidende rol in die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party gespeel het, hulself skielik met die swart ANC begin vereenselwig. En so het die ANC nie een nie, maar 2 keer na 'n marxistiese wending oorgegaan. Maar waar die eerste een onder die leierskap van J.T. Gumede in die laat 20s uiteindelik gefaal het, was die tweede wending suksesvol toe die ANC Jeugliga onder leiding van Mandela en die invloed van Joe Slovo en ander aan die einde van die 1940s die Leninisme as politieke teorie omhels het. In ons volgende video gaan ons fokus op hoe die ANC se stryd meer militant geword het en die party hulle tot totale terrorisme gewend het om Suid-Afrika te probeer verander. Bly gerus ingeskakel daarvoor, maar kyk gerus ook na ons vorige aflewering in hierdie reeks waarin ons uitwys hoe die ANC en die SHKP aanvanklik aardsvyande was. Klik eenvoudig net op hierdie skakel wat tans op die skerm verskyn en maak ons hande sterk deur 'n betalende lid van die Willem Pett se groep te word. U ondersteuning is al wat dit vir ons moontlik maak om waardevolle inligting en geskiedenis soos hierdie te kan deel met ons mense en sodoende ons mense se harte te kan verander. Volg net die stappe op die banner onder my op die skerm. Totsiens. God seën elkeen van u.